Goeiemôre. Dit is maandagoggend 2 Februarie 2026 en ek groet julle hartlik hier van die walle van die Groot Rivier af. Ja, die Groot Rivier waar miljoene kubieke meters water daagliks verbyvloei op pad na die Ograbiese valle en eindelik nutteloos in die see in. En dis net die mense wat die water vir boerderydoeleindes benut wat uit dankbaarheid hulle voorbereidingswerk, hulle onderhoudswerke voortsit. Maar Afrikanisasie, luister mooi, Afrikanisasie is natuurlik 'n ding wat Cyril Ramaphosa al lankal verkondig het, alreeds hier in 2022, 2021, 2020 daar rond, waar hy gekom het en gesê het dat Suid-Afrika moet beweeg na Afrika-ekonomie. Nou, Afrika-ekonomie is die kwessie waar hulle doelbewus munisipaliteite laat ineenstort, waterwerke laat ineenstort, sodat daar geskep kan word deur water af te lewer teen vergoeding. So nou moet jy vir die vragmotor betaal om water by jou huis te kom aflewer en daai gelde gaan nie na die munisipale koffer toe nie. Dit is wat Vrydag in Appington ook begin gebeur het. Die 4 pompe wat die waterwerke van, kom ons sê dan nou die rivierwater voorsien, 2 het einde Desember gebreek, dis nie herstel nie. 'n verdere ene het gebreek en donderdag het die laaste een gebreek. So daar is nou geen waterpompe meer wat water vanuit een van die grootste riviere in Suidelike Afrika aan die dorp kan pomp nie. Maar 'n mens wonder in hoe groot mate was sabotasie hierby ter sprake. Doelbewuste sabotasie sodat dit weer eens in die sakke van sekere individue kan beland, hierdie wateraflewering as alternatief. Nou, toe die laaste pomp breek was daar groot nood gewees en daar is toe vir 'n blanke raadslid van 'n oppositieparty gevra om te help. En hy het 7 verskaffers van hierdie spesifieke pompe in die hande gekry. Almal was bereid om ter 11 ure in te spring om hierdie pompe te herstel. Maar hulle wou nie die pompe se spesifikasie aan hierdie lid gee nie, sodat hy die onderhandelings vir die pompe kan klaarmaak nie. Die uiteinde was dat hierdie raadslid 10:00 in die aand die verskaffers gebel het en gesê het, laat staan dit maar, vergeet daarvan, want Appington se ANC raad wil nie die spesifikasies verskaf nie, want hulle wil dit beheer. En hulle wil ook nie hê dat hierdie raadslid politieke voordeel vir sy party kan kry nie. So die ANC munisipaliteit in Appington het inderdaad die inwoners van Appington verraai. Dit kon verhoed gewees het. Hier op die walle van die grootste rivier is daar nou nie meer water beskikbaar nie. En daarom sien ons nou al klaar dat in sekere areas word daar nou water afgelewer. Natuurlik, aanvanklik kry almal nou water, dis nog die munisipaliteit wat dit verskaf, maar hierdie water moet ook betaal word. Die munisipaliteit gaan nou geld moet uitgee om hierdie privaat individue wat water aflewer te vergoed. Dis Afrikanisasie in die beste formaat. Maar dit bring 'n mens by baie ander dinge om aan te dink.
Ek sien daar is nou 'n nuwe wetgewing wat van die 1 Februarie af in werking getree het rondom werkers, huiswerkers, die back and close sage in Suid-Afrika waar die DA se minister van landbou in die regering weier dat boere self hulle diere inspuit, maar dat dit moet 'n staatsfunksie wees terwyl die staat die back and close middel nou aan die boere wil verkoop vir R67 wat hulle teen R16 kry in Botswana. So mense sien hier, dis amper 'n doelbewuste druk wat op die boere en ander geplaas word. In Graaf-Reinet gaan hulle nou die dorp se naam verander. Want dit is al wat hulle suksesvol kan doen, is naamsveranderinge. En as dan nou 'n verkiesing uitbreek of sou aanbreek, dan sal ons geskok wees om te sien hoeveel van dieselfde mense wat ly nog steeds vir die ANC gaan stem, ten spyte van die feit dat hulle 'n totale mislukking is. Dan gaan Suid-Afrika voort en hulle skop nog die Israeliese Charge d'Affaires die land uit. Verklaar hom persona non grata. Gee hom 72 uur om Suid-Afrika te verlaat. En in reaksie hierop het Israel dan ook Suid-Afrika se ambassadeur uitgeskop. So, hier is dit 'n tit vir tit. Dit is asof die ANC se arrogansie hulle dryf om nou vyande te maak met van die sterkste, mees aggressiefste lande wat daar is. Hulle vergeet wat het 'n land soos Israel gedoen destyds daar in Uganda, toe hulle daai Israeliese gijslaers gaan bevry het op Entebbe op die lughawe. Niemand in die wêreld het gedink dat so iets moontlik sou wees nie en hulle het dit gedoen. En hulle het al hulle mense uitgekry met die uitsondering van een persoon. Die operasie was destyds gelei vir interessantheidshalwe deur die broer van die huidige president van Israel, ook in Netanyahu. Maar dit ook al krap die Suid-Afrikaanse regering aan almal met wie hulle dit nie moet doen nie. Binneland sien ons meer en meer. Ek het nou genoem oor die water, oor die nuwe wetgewings op huiswerkers wat net tot meer afleggings gaan lei. Die back and close sage meer druk, die Graaf-Reinet naamsverandering. Dis asof alles wat gedoen word is om die publiek in Suid-Afrika te challenge, uit te daag om iets te doen. Dis asof die regering wil hê die mense in Suid-Afrika moet in opstand kom. Dis asof hulle dit wil hê sodat hulle dan dit as 'n rede kan aanvoer dat dit nie hulle was wat die moeilikheid in Suid-Afrika begin het. Maar mense, wees gewaarsku en sien dit teen dieselfde praatjie wat ek nou die oggend gemaak het waar ek gesê het hulle gaan vir ons kom. Hierdie is ook tekens van hoe hulle vir ons gaan kom. En uiteindelik, soos wat ek nou net verduidelik het, dit wil voorkom asof die regering wil hê 'n persoon en of organisasie moet hulle uitdaag met iets meer as net woorde. Hoor vir my mooi wat ek sê. Dis asof hulle ons uitdaag om te reageer met iets meer as net woorde. Want dit waarheen hulle ons druk. Stelselmatig in 'n hoek in, ons muur rig teen die muur tot op 'n punt waar ons nie 'n keuse gaan hê nie. Ek verwag dat hierdie jaar gaan ons baie meer indringende pogings sien om mense te ontwapen en van hul vuurwapens te ontsê, om hulle van ammunisie te ontsê en meer druk te plaas. Daar gaan meer uitlokking wees. Daar gaan meer blaatante
optredes plaasvind om iemand of iets te noodsaak en dit dan vir hulle die hoërgrond moraliteitposisie te verskaf dat hulle in reaksie opgetree het. 2026 gaan inderdaad 'n baie moeilike jaar wees. En mense, vir die wat dit nou nog nie raak sien nie, jy sal dit dan nooit raak sien nie. Suid-Afrika is in sy glory in. Hy kan nie gered word nie. Hy kan nie gered word met politiek nie. Hy kan nie gered word finansiëel nie. Want terwyl hierdie tipe van aksies dit vir ons, die gewone man in straat, al hoe moeiliker maak om te lewe, is die hiërargie, die topstruktuur van die regering so selfverryk met diefstalgeld, dat hulle geen implikasie gaan voel of ervaar nie. Maar ek dink op 'n stadium gaan hulle vir hulle iets op die hals haal internasionaal met verwysing na hulle houding teenoor Amerika en teenoor Israel. Hulle gaan hulle iets op die hals haal wat hulle in hulle wildste drome nooit kon voorsien nie. En al hierdie dinge gaan lei vir ons op die grond tot meer verdrukking, tot meer swaar kry, tot meer sukkel oor oorlewing. En daarom moet ons reg wees, want daai dag gaan kom. Daai dag van totale ineenstorting gaan kom. Hoe gereed is jy? Hoe gereed is ek? Dis die klas van vrae waarmee ek vroeg. Hoe gereed is ons, terwyl ons sien, hulle is besig om vir ons te kom. Ek laat jou daarmee vanoggend. Geniet nogtans jou kondensmelk koffie en ek gesels dan môreoggend weer met julle.